Goeienaand almal. Baie welkom by vanaand se heilige diens ere of die heilige week erediens. Julle is meer as welkom om vorentoe te skuif ook as julle wil. Ek beloof ek spoeg nie as ek preek of gitaar speel nie so. Maar die kerk word mos maar altyd so van agter af eerste vol. So vanaand is die tweede, as ek reg getel het, van 8 eredienste wat hierdie week plaasvind hier by Engeweld Tevreden. So jy gaan ordentlik erediens fiks wees as jy klaar is met hierdie week. Maar baie welkom. Ons hoop sommer dat vanaand regtig vir jou 'n goeie belewenis mag wees. Vanaand se erediens gaan bietjie anders te lyk as 'n gewone Sondag erediens. Deur die loop van hierdie week, gisteraand, vanaand en môre aand met die eredienste probeer ons om dit meer interaktief en reflektief te hou, dat dit nie net ek is wat die hele tyd praat of Hetty of Neil nie, maar dat ons almal regtig kan deelneem aan die erediens. So ja, kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Here Jesus, dankie vir u genade. Here, dankie vir u liefde. En Here, waar ons in hierdie week voorberei vir Paasfees, Here, waar ons gaan vier dat u gekruisig is en dat u opgestaan het. Here, ek bid dat u ons vanaand sal kom ontmoet. Here, u weet waar elkeen van ons is. Here, wat in ons week gebeur het, wat in ons gemoedere aangaan. So Here, dankie net dat u nog steeds by ons is, dat u nog steeds lief is vir ons. En Here, ek bid regtig mag ons vanaand bewus wees van u teenwoordigheid ook in hierdie erediens. Here, dankie vir u liefde en u goedheid in ons lewens. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Dit is my voorreg om jou te groet in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. So ons gaan begin deur 2 liedere saam te sing. Die eerste is Psalm 100, Juig al wat leef, en dan gaan ons O Heer my God saam sing. Kom ons staan en dan loof ons die Here. O Heer my God, as ek in eerbied onder en al die wêreld
die son en maan, die aarde sterre opbring, hoe dit elke dag so onderhou, dan moet ek juig my Heer en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, wanneer die hele skepping klink dit saam, hoe heerlik Heer, U grote naam. Ek sien die veld, die bosse, berge, vlaktes, ek hoor hoe fluister grasse stroom en wind. O Heer, U sorg, vir klein, vir groot, vir alles, en U sorg dag na dag vir my kind. Dan moet ek juig my Heer en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, wanneer die hele skepping klink dit saam, hoe heerlik Heer, U grote naam. U seun word mens in ons gebroke wêreld, kom vestig hy sy koningsheerskappy. Hy maak weer heel wat sonde liefde gebreek het. Hy bring weer hoop en reding ook vir my. Dan moet ek juig my Heer en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, wanneer die hele skepping klink dit saam, hoe heerlik Heer, U grote naam. Hoe heerlik Heer, U grote naam. Amen. Wees welkom, Josef. So ons gaan vanaand saam deur Jesaja 49 van vers 1 tot 7 werk en ons gaan saam dit lees, na dit luister, saam daaroor dink, saam deur dit bid. Maar ek wil sommer begin deur die eerste 4 verse hiervan te lees en net iets wat belangrik is om te onthou van hierdie gedeelte uit die Bybel uit is dis 'n messiaanse lied of 'n gedeelte wat eintlik gaan oor Jesus en dis fantasties want dis al selfs in die Ou Testament sien ons dat daar profeseë was oor Jesus, sy geboorte, oor sy lewe. Dis vir my een van die beste bewyse dat die Here bestaan, dat hy nie sommer net 'n trickster was wat op die regte tyd op die regte plek was nie. Die Here het Ou Testamentiese profeseë vervul wat onmoontlik was om te vervul, behalwe natuurlik as jy God was. So die profeet Jesaja, hy skryf hier en hy praat hier, maar dis eintlik op 'n manier die Here Jesus wat deur hierdie gedeelte met ons praat. So Jesaja 49 van vers 1 tot 4. Ek lees uit die 83 vertaling. Luister na my, eilande, gee aandag, nasies wat ver is. Die Here het my voor my geboorte al geroep.
toe ek nog in my moeder se liggaam was, het hy my op my naam genoem. Hy het my mond soos 'n skerp swaard gemaak, my in die skaduwee van sy hand verberg. Hy het my 'n skerp pyl gemaak en my in sy pylkoker weggesteek. Hy het vir my gesê, jy is my dienaar, jy is Israel. Deur jou maak ek my mag bekend. Ek het gedink, ek het my te vergeefs vermoei en ek het my heeltemal verniet afgesloof. Maar die Here sal aan my reg laat geskied. My God sal my beloon. So hierso in vers 4 van Jesaja 49 het die desperaatheid my nogals opgevel. Ek het gedink, ek het my te vergeefs vermoei, ek het my heeltemal verniet afgesloof. En dalk voel jy vanaand so, jy voel, ek volg die Here, ek doen al die regte dinge, maar ek is moeg en die Here voel ver. En jy's in daardie tyd, in hierdie tyd van Paasfees, sê die Here, dit is juis hoekom ons hom nodig het. En ek wil jou uitnooi, as jy gemaklik is om weer saam met my te staan, ons gaan 'n bekende lied sing, soos 'n wildsbok, en ek wil hê, sing dit saam met my as 'n gebed na die Here, as 'n gebed van afhanklikheid, waar ons weer net aan hom verklaar, Here, ek het U nodig, ek is afhanklik van U. So kom ons sing saam, soos 'n wildsbok. Teenwoordig is, of ons nou in die kapel is, of in die kerkgebou is, of sonnagoggend, waar ons buite met 'n sonsopkomsdiens by mekaar gaan wees, die Here is oral daar teenwoordig. So die liedjies na ons weer en weer, Jopie Ferreira wat hier so dominee was, het hom geskryf, en dit is regtig my besonderse lied. So, is welkom om saam te sing, is welkom om net om te luister. Kom, buig voor die Heer, want Hy is hier teenwoordig. Kom, sing tot sy eer en raak bewus van sy grootheid. Ons kom loof die Koning Jesus die ons Heer. Saam met Hem en die skepping val ons neer by U
in voor de Heer. Heilig, heilig, weer en weer. Elke lied en elke klank is genade uit die hand. Zo hoor ons dan in voor de Heer. Heilig, heilig, weer en weer. Ons geloof in Koning Jesus, is ons Heer. Saam met engelen in die schepen val ons neer. By die voete Heer, kniel ons weer en weer en weer en weer. Is meer as welkom. Ek sit lekker te neem. Ons gaan Nou saam bid, maar ons gaan uit die woord van die Here uitbid, gaan ons kyk na Psalm 71 en ek het dit hierso op die skerm gesit. Ek gaan die gedeeltes wat nie gehighlight is nie, gaan ek self lees en dan die deeltjies wat in groen is of amper geel is, gaan wil ek julle vra om dit saam met my te lees. En maak dit regtig jou gebed na die Here toe. Psalm 71. By U Here skuil ek. Laat my tog nooit teleurgestel staan nie. Red my en vry my, want U is getrou. Luister tog na my en help my. Wees vir my 'n rots om na toe te vlug, waar ek altyd die veiligheid mag vind wat U tot my redding beskik het. Want U is my rots en my vesting. My God, bevry my uit die hand van die goddeloses, uit die greep van die skurke en die verdrukkers. Want U, Here, U is my God. Op U, Here, het ek van jongs af vertrou. En tog nie ver van my af bly nie, o God, kom tog gou te hulp, my God. Laat die wat my vals beskuldig, selfs in die ellende beland en vernietig word. Laat die wat my ondergang soek, net skande en mislukking kom. Ek sal gedurig deur bly hoop. Ek sal U altyd deur hoop. Kom ons lê. Nou Here Jesus, waar ons nou verder gaan kyk na Jesaja 49, Here, bid ek, Here, dat U self die woord vir ons sal oopbreek. Here, sal U met ons praat, sal U met ons werk. Here, help ons dat dit nie net iets is wat ons leer nie, of iets niets van U wat ons leer, maar dat ons regtig mag beleef, Here, want U is vanaand hier teenwoordig. Ons bid dit in Jesus se naam. So ons gaan verder kyk na Jesaja 49. En ek gaan nie lank praat vanaand nie, daar gaan nog 'n paar oomblikke van stilte wees en ons gaan nog 'n lied of twee saam sing. Maar die groot deel wat ons sien hierso in Psalm 49 is dat die Here praat met mense en hy praat nog vandag met ons. So ek gaan vir ons verder lees van vers 4 tot vers 6 af. Hierso staan: maar die Here sal aan my reg laat geskied. My God sal my beloon. En nou maak die Here 'n aankondiging. Hy wat my in die moederskoot al sy dienaar gemaak het om Jakob na hom toe terug te bring, sodat Israel nie meer verstrooi sal wees nie. Die Here het my 'n belangrike opdrag gegee en my God gee my die krag om dit te doen. Hy het gesê, dit is nie genoeg dat jy my dienaar is om die stamme van Jakob te herstel en om die Israeliete wat gered is terug te bring nie. Ek maak jou 'n lig vir die nasies, sodat die redding wat ek bewerk, die uithoeke van die aarde sal bereik. Ek wil vanaand twee gedagtes kortliks met jou deel en die twee gedagtes is eintlik dieselfde gedagte. Die eerste punt wat ek wil maak is hierdie profetiese woord wat Jesaja hierso skryf en wat eintlik Jesus is wat aan die woord is. Dit is aan almal wat ver is. Armand, ek wonder of jy dalk weer vers 1 vir my kan opbring van Psalm 49, Jesaja 49. Maar hierso staan, dit begin met luister na my eilande, gee aandag nasies wat ver is. So die profeet Jesaja praat eerstens hierso met 'n nasie wat verstrooi is, wat weggevoer is in ballingskap, hulle is in Babylon en
die Israeliete, God se volk, hulle is verstrooi. Hulle is reg oor die wêreld. En die Here praat ook met hulle en hy sê op 'n manier, luister. Hy sê ek het nie van jou vergeet nie. Maar tog gaan hierdie boodskap weier, soos wat ons nou verder gelees het hierso van vers 4 tot 6. En die boodskap gaan weier, die uitnodiging om deel te word van God se koninkryk, om deel te word van sy volk. Dit gaan nie net beperk word tot Israel nie. Dit is soveel meer as net Israel. En ek het dit vroeër vanaand gevra en ek wil dit vanaand weer vir jou vra, maar dalk sit jy hier vanaand en jy voel ver van die Here af. Ek neem aan meeste van julle wat hierso sit is soos ek en is al lewe lank in die kerk, maar dit beteken nie ons het nie soms vra nie. Net omdat ons gelowiges is en omdat ons elke dag ons Bybel lees en op Sondag en op Dinsdae aande partykeer kerk toe kom, beteken nie dat ons nie partykeer worstel nie. Dat ons nie soms wonder, Here, waar is U nie? Jesus het toe hy aan die kruis is, het hy Psalm 22 aangehaal en hy sê, my God, waarom het U my verlaat? Nou, as die seun van God self so kan voel, dan ek dink kan ons as mense ook voel ons partykeer of die Here ver is. En ons sien dit reg deur die Bybel. Sien ons in die Ou en Nuwe Testament dat mense partykeer vir die Here vra, hoekom is U so ver? En dan sien ons elke keer, dan kom die Here en dan ontmoet hy ons op die plekke waar ons is. Jy dalk voel jy vandag of die Here ver is en dalk verstaan jy nie noodwendig sy plan nie. Dalk weet jy nie noodwendig wat sy doel vir jou lewe is nie. En ek wil vir jou sê dat die boodskap van Paasfees is juis vir ons wat so voel. Juis vir mense wat ver voel. Soos wat die profeet Jesaja hierso sê, julle nasies wat ver is, sê die Here ook vanaand vir ons hierso in weltevreden, vir jou wat ver voel. Hierdie boodskap van Paasfees is vir jou. Want hoekom? Die boodskap van Paasfees is dat Jesus dit moontlik maak vir die wat ver voel om naby aan God te kom. Die profeet Jesaja praat nie net met 'n groep Israeliete nie, hy praat ook met my en jou vandag. Ons dien 'n God wat ons uitnooi om na hom toe te kom. Hy sê, ja, ek weet jy voel ver, ek weet jy voel dalk nie altyd naby aan my nie, maar ek nooi jou uit. Hoor wat word daar gesê in die Nuwe Testament, in Hebreërs 4 van vers 14 tot 16. Terwyl ons dan nou 'n groot hoëpriester het, dis natuurlik Jesus, wat reeds deur die hemele gegaan het. Jesus, die Seun van God, laat ons vashou aan die geloof wat ons bely. Die hoëpriester wat ons het, is nie een wat geen medelee het met ons swakhede nie, maar hy was immers in elke opsigte net soos ons aan versoeking onderwerp, maar hy het nie gesondig nie. So kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die genade troon, sodat ons barmhartigheid en genade kan ontvang en so op die regte tyd gered kan word. Mag ek en jy hoor vanaand dat die Here sê, ons is eintlik nie so ver soos wat ons voel nie. Baie keer voel ons hartseer, ons voel ver en ons emosies is belangrik. Die Here het ook vir ons emosies gegee, maar ons emosies is nie noodwendig altyd die waarheid nie. Die Here sê vir ons in hierdie Paastyd, jy is vrygekoop en net soos wat die profeet Jesaja skryf vir almal wat ver is, sê die Here ook vandag vir ons, jy is nie so ver nie. Ek is net so naby. So ek wil jou 'n oomblik van stilte gee net tussen jou en die Here waar jy sommer weer opnuut na die Here toe kan draai en net jou eie swaar kry, jou eie vrae, dalk jou eie vreugde met hom kan deel en sê Here, ek het al ver gevoel in my lewe of ek voel dalk nou ver. Maar Here, ek weet U is naby. Maak my bewus van U teenwoordigheid. En dan gaan ons net na 'n lied luister na dit.
Ja, Here Jesus, dankie dat U in hierdie paar tyd vir ons sê dat U naby ons is. Here, selfs al voel dit soms of U ver is, Here, selfs wat ons vra en dat ons uitdagings in ons lewe, Here, weet ons dat U naby ons is. En Here, breek U skrif nog net meer vir ons oop, Here, sodat ons die diepte kan verstaan van hoe naby U ons is. Here, dankie dat U elke gedagte van ons ken. Here, elke ding wat ons dink, elke droom wat ons het, Here, dat U saam met ons in dit is. Here, dankie dat ons vry is, soos wat ons gelees het in Hebreërs 4, Here, dat ons kan hoor dat ons met vrymoedigheid na U toe kan kom. Here, dat U nie kwaad is vir ons nie. Here, dankie dat U U seun gestuur het om swaar te kry vir ons, Here, sodat ons nie hoef swaar te kry tot in ewigheid nie. Here, maak ons opnuut vanaand net dankbaar vir wat U vir ons gedoen het. In Jesus se naam. Amen. Ek wil jou uitnooi om net saam met my te luister na hierdie lied. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth, the treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Crucified, laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Here Jesus, dankie dat U aan ons plek gestaan het, dat ons nie Waar te kry tot in ewigheid nie, omdat U aan die kruis vir ons gesterf het. Here, help ons nou waar ons verder gaan kyk na Jesaja 49 om te sien hoe moet ons reageer op hierdie genade wat U vir ons gegee het. In Jesus se naam. Amen. So ek het gesê die twee gedagtes wat ek met jou wil deel is eintlik presies dieselfde. My eerste gedagte was aan almal wat ver is en die tweede gedagte is weer eens presies dieselfde en dit is aan almal wat ver is. Maar hierdie keer gaan dit bietjie weier. Ons het nou na onsself gekyk en Dominee het gisteraand ook gepraat oor roeping, hoe elkeen van ons as Christen geroep is om 'n lig in hierdie wêreld te wees, om Jesus se liefde aan mense te wys. Maar ons gaan vanaand bietjie verder kyk na hoe leef ons hierdie roeping uit. En dis hoekom ons gaan kyk na almal wat ver is en dit is natuurlik die ander mense. Ons is as mense, elkeen van ons doen dit, ons is maklik om te sê ons en die ander mense. Nou, as ons lees deur die Ou Testament, sien ons dat Israel se doel was om 'n lig te wees vir die nasies. En dit gaan diep in hulle geskiedenis in. In Genesis 12
En dis 'n gedeelte wat ons as gemeente baie bekend is mee. Wanneer die Here vir Abraham roep om weg te trek van sy vader af, dan sê hy vir hom die volgende. Hy sê ek sal jou seën en jy moet 'n seën wees. In jou sal die volke van die aarde geseën wees. En die Here sê dieselfde vir ons. Hy sê dat sy plan was soveel groter as net Israel. Hy sluit sy hele skepping in. Ek het vandag iets raak gelees en dit het my tussen die oë getref. Die persoon wat dit geskryf het gesê, voordat Israel 'n nasie was Israel 'n persoon wie se naam eers Jakob was. En wat gebeur het is die Here het 'n pad kom stap met Jakob en toe na 'n aand waar Jakob met die Here geworstel het, verander die Here sy naam en sê ek sal jou Israel noem. Ons lees dit in Genesis 32 en ons sien uit hierdie worstel met God kom daar 'n nasie wat veronderstel is om lig te bring vir die wêreld. En ons almal worstel soms met die Here en dis ook waaroor Paasfees gaan. Dat ons kan sê Here, ek bring my worsteling, my vrae, my onsekerhede soos wat ons nou net oor gepraat het. Ek bring dit na U toe. En dan sê die Here, worstel met my en stap hierdie pad saam met my. Maar ek het genade vir jou gegee en dit is nie vir jou om te hou vir jouself nie. Dis nie 'n geskenk wat ons net ontvang en sommer net vir onsself hou nie. Dis 'n geskenk wat ons met die wêreld moet deel. Paulus skryf in Filippense 2 van vers 1 tot 4 sê hy, aangesien julle die troos in Christus ondervind het, die aansporing deur die liefde, die gemeenskap deur die Gees, die innige meegevoel en meelewing. Met ander woorde, aangesien julle vergewe is en in verhouding met die Here leef. Maak dan nou my blydskap volkome deur eengesind te wees, een in liefde, een van hart, een in strewe. Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar dink ook aan die van ander. So die Here roep ons om soos Jesus onsself laaste te stel en onsself eerste te stel. Nou dis 'n boodskap wat ons almal goed ken en wat ons almal ek dink probeer om in praktyk toe te pas. Maar dit raak moeilik wanneer ons praat van ons en die ander mense. Ek was in 'n privaat skool hier in Johannesburg en die stigma rondom daardie skool waarin ek was is dat hierdie mense is 'n klomp snops. Ek gaan nou nie die skool se naam sê nie, maar ek seker daar's net soveel skole in Johannesburg wat 'n privaat skool is en ek is baie lief vir my skool en so, maar dit het my altyd geïrriteer as mense vir my gesê het, nee, julle by help mekaar is 'n snop. Ag, nou sê ek nie naam. Maar want ek het nog steeds peanut butter broodjies geëet en my ma het nie 'n fancy kar gery nie en ek het van die mees plat op die aarde mense ontmoet by daardie skool. Maar mense van buite af het 'n persepsie gehad, dis 'n skool vir snobs. En ons doen dieselfde reg oor. Ek dink die verhoudinge tussen Suid-Afrika en Amerika is nie baie goed op hierdie stadium nie en moenie stres nie, ek gaan nie oor Trump praat nie, maar ons het maar daar's 'n stigma dat Amerikaners is hierdie mense wat lyk soos Trump en bietjie te lief is vir McDonald's. En ek het so 2 naweke terug het ek die voorreg gehad om gitaar te speel by 'n tienerkamp waar daar 'n klomp tieners van reg oor die land gekom het om die Here te aanbid en om meer te leer van hom. En toe is ons die basgitaarspeler in ons band was 'n Amerikaner gewees en hy's lyk definitief nie soos Trump nie. Ons het eendag saam gaan draf. So hy's nogal so fikse man en ek was net so herinner daaraan dat ons moet anders te kyk na mense. Stereotypes is baie keer daar vir 'n rede, maar kom ons sien nog steeds die individu raak. Kom ons sien nog steeds raak dat die persoon wat ek stereotipeer is nog steeds iemand wat geskape is in die gelykenis en in die beeld van die Here. Dis iemand vir wie die Here baie lief is. Nou dis maklik vir ons om hier vir mekaar in die kerk te sê ja nee, die Here is vir jou lief en hy het 'n plan vir jou lewe, maar dis bietjie moeiliker as die Here van ons vra om dieselfde te doen oor Donald Trump byvoorbeeld. Ek praat nie vanaand reg wat Donald Trump doen nie, maar wat ek kan sê is dat hy's 'n mens, hy's geskape in die Here se beeld. So dit beteken iets en dis taaf. Ons kan dieselfde sê vir politieke figure in ons land. En ek praat nie vanaand korrupsie reg nie. Ek praat nie reg die verskriklike dinge wat gebeur
en die effek wat politieke besluite op ons ekonomie en al daai dinge het nie. Maar wat ek net sê is, dis maklik om te kyk en te sê, maar daai mense, die mense aan die ander kant van die treinspoor, die mense wat nie dieselfde as ek lyk of dink of glo nie. Maar dis nog steeds iemand vir wie die Here lief is. En dan sê hy vir ons, soos wat Paulus vir ons sê in Filippense 2, maak dan nou my blydskap volkome deur eensgesind te wees. Om eensgesind te wees beteken nie om saam te stem oor alles nie. Dit beteken dat ons het dieselfde gees, ons het die gees van die Here wat in ons woon. En selfs al is iemand anders nie 'n gelowige nie, het ek nog steeds die gees van die Here wat in my woon, wat vir my vra, hanteer hierdie persoon met geduld, met liefde, met respek. En die Here sê vir ons, kyk bietjie anderste na die ander mense, die mense waarvan jy nie so baie hou nie. Dalk daai kollega by die werk wat jou frustreer, wat jou sleg hanteer. Dalk daai familielid wat jou lewe moeilik maak. Dalk as jy ouer is, daai kind wat nie jou liefde kan aanvaar nie. Sê die Here vir ons, kyk bietjie anderste na hierdie mense. So ek gaan weer 'n oomblik van stilte vir jou gee en ek wil jou uitnooi om te dink aan die mense wat anderste is in jou lewe. Ek seker elkeen van ons wat vanaand hierso is, kan ten minste aan een persoon dink wat jy dink, hierdie persoon het regtig die Here nodig. Ek wil vir jou vra om daardie persoon of dalk daardie groep mense na die Here toe te bring. Want dit is baie moeilik om kwaad te bly vir iemand as jy vir hulle bid. En ek wil jou uitnooi, dis nie net iets wat ons vanaand gaan doen nie, maar doen dit reg deur die week. Maak dit deel van jou lewe om te bid vir die mense wat jou kwaad maak. Bid vir die mense saam met wie jy nie saamstem nie. Bid vir daardie mense. So ek gaan jou geleentheid gee om net daardie mense vanaand voor die Here te bring. Jesus, ons verklaar vanaand dat dit is soms moeilik om ander lief te hê. Here, spesifiek wanneer hulle nie saamstem met ons, Here, wanneer mense verskriklik goed doen, wanneer mense U nie volg nie. Maar Here, ons weet dat U lief is vir ander mense. Here, help ons om ander mense met daardie liefde te hanteer. Here, wanneer ons verskil van ander mense, Here, help ons om so te verskil van ander mense dat ons dit nog steeds op 'n liefdevolle manier doen. Here, help ons om mekaar se laste te dra. Here, help ons om onsself tweede te stel. Here, want ons weet dis die voorbeeld wat U vir ons gestel het. Here, ek bid sal U ons help om moeilike verhoudings, of dit nou in 'n gesin is, Here, of dit in 'n werksplek is, of dit in die landskap van 'n land se politiek is. Here, help ons om verhoudings met U liefde te navigeer. Here, help ons om 'n lig te wees vir die nasie, Here, want U self, Jesus Christus, was gesalf vir alle nasies. Here, U stuur ons uit na alle nasies toe. Here, help ons om te begin hier in Landvrede Park gemeenskap, Here. Waar ook al ons woon, waar ook al ons werk, Here, help ons om U lig te dra, in Jesus se naam. Ek wil jou uitnooi om ons slotlied saam met my te sing, helder skyn ons lig vir die nasies. Helder skyn die lig vir die nasies, 'n vrede glans om die mense te verlig, door die hele wêreld, want sien is die lig, mag die lig deur ons skyn. Voel het lig ons nie vir die volke, 'n pryslied bring al die nasies om ons saam, door die hele wêreld kan hemel gaan, mag die lof weer deur ons klink. Als 'n bring herstel vir die
Gesagte sal vir die mense met ons weer, tot die hele wêreld kan sien dat jy geleef. Mag die troos hier deur ons bied. Hierdie woord gee hoop aan die nasies, 'n hart vol hoop om die volke te verbly, tot die hele wêreld kan glo dat jy bevry. Mag die hoop weer deur ons gee, mag die hoop weer deur ons gee, mag die hoop weer deur ons gee. Wil afsluit met vers 7 van Jesaja 49 en jou seën ook met hierdie vers. En hierdie vers som vir my half op hoekom ons kan uitgaan in die wêreld, hoekom ons gesalf is om ander mense na die lig toe te lei. In vers 7, so sê die Here, die Heilige van Israel, sy verlosser, vir die een wat diep verag is, wat deur die nasies verafskuw word, en wat 'n dienaar van regerders is. Konings sal sien wat gebeur en sal opstaan. Leiers sal buig tot eer van die Here wat getrou is, die Heilige van Israel wat jou uitverkies het. Die Here is in beheer en daarom kan hy vir ons en van ons vra om beheer oor te gee. Kan hy van ons vra, hanteer ander mense beter as wat hulle verdien, want dis wat ek met jou gedoen het. Die Here hanteer elkeen van ons baie beter as wat ons verdien en hy vra van ons om sy lig met die wêreld te deel. En ek weet dis nie altyd eenvoudig nie, dis nie altyd maklik nie, maar dis wat die Here van ons vra. En hy laat ons nie alleen met dit nie. Hy sê ek is met jou tot die volëinding van die wêreld. So mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees ook saam met jou wees in hierdie Paastyd. Amen. Julle moet 'n wonderlike aand verder hê. Ons gaan lekker die keer opneem en ons sien julle weer môre aand so op die nuwe preek. Veilig ry.